Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se diens, 'n diens waar ons in liefde en dankbaarheid terugdink aan ons geliefde broer Jimmy van Wyk. Ons sê dankie vanmôre vir die Here dat hy hom ook vir ons elkeen geleen het. Kom ons begin ons diens. Terwyl ons so sit, kom ons maak die oë toe vir die fotomensie. Ons geboorte, ons hele aardse lewe en ook ons sterwe, alles is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons begin ons diens met 'n loflied, broers en susters. Ons gaan die eerste 2 verse van die oorwinningslied sing. Oorwinningslied as 'n loflied, vers 1 en 2. Tydens Jimmy se siekbed het hy op 'n stadium gepraat dat hy hierdie psalm wat ons vanmôre saam lees wil hê dat ons dit by sy begrafnis moet lees. Ek gaan vir ons vanmôre dan die eerste 9 verse lees van Psalm 62. Ek kan net by God stil wees. Ek kan net by God stil wees, dit is hy wat my red. Net hy is my rots, hy red my en beskerm my. My vyande kan my nie oorwin nie. My vyande, hoe lank sal julle my nog aanval en probeer vermoor? Julle almal, ek is soos 'n muur wat amper omval wanneer mense dit wil omstoot, soos 'n klipmuur wanneer hulle dit wil omstamp. My vyande wil net een ding doen, hulle wil my verneder. Hulle hou daarvan om te lieg. Hulle sê dat hulle my seën, maar in hulle hart vervloek hulle my. Ek kan net by God stil wees. Ek weet hy sal my help. Net hy is my rots, hy red my en beskerm my. My vyande
sal my nie wen nie. Dit is God wat my sal red en wat vir my eer sal gee. Hy is my sterk rots. Ek vra dat hy my moet beskerm. My volk, julle moet altyd glo dat God julle sal help. Julle moet vir hom sê hoe julle in julle harte voel. God sal ons beskerm. Ek lees tot hier. Geliefdes, salig is julle vanmôre as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo en as julle ook so gaan lewe. Terwyl ons net so sit, broers en susters, kom ons bid saam. Baie dankie Vader dat ons in hierdie oomblik voor U mag stil word. Dit is U wat ons hier by mekaar bring. U het in U groot alwysheid besluit om ons geliefde broer Jimmy na U te neem. Ons weet, Here, hy het volledig, volwaardig in U geglo. Hy het ook uitgesien na die dag van wederkoms. Hy het geweet, daar is vir hom 'n plek reggemaak. En soos 'n goeie vader het U kind kom haal en hom huis toe gevat. Ons is hier vanmôre by mekaar, Here, en deur ons trane, want Here, ons het trane. Ons is hartseer. Ons is hartseer want ons gaan hom mis. Sy plek in ons lewens is leeg. U het toegelaat dat hy vir soveel jare deel was van ons lewens. Hy was vir ons lief en ons kon vir hom lief wees. Dis alles genade wat U gegee het, Here. En daarom wil ons ook vanmôre hom aan U toe vertrou. Al is ons hartseer, wil ons sê dankie. Dankie dat U ons lewens geseën het met die liefde wat uit Jimmy gekom het. Dankie dat U ons lewens geseën het en hom deel gemaak het daarvan. Alle eer kom aan U toe. Nou waar ons U woord oopmaak, vra ons dat U ons sal help. Help ons om te hoor wat U wil sê en dan vra ons ook vandag, Here, asseblief, stuur U Heilige Gees om ons te troos. As mense sê ons woorde vir mekaar, Here, U ken ons harte. Ons kan nie altyd wat ons voel vir mekaar deel nie. Help ons deur U Gees om ook troos te kry. Maak nou U woord vir ons oop, Here, ons is hier en ons luister. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters in ons Here Jesus Christus. Psalm 62 is amper 'n oomblik waar Dawid in sy lewe 'n streep trek wanneer hy dink oor homself en sy verhouding met die mense naby aan hom. Dit is amper asof hy wil sê, ek verstaan nou, hier's mense om my wat soos ek die Here ken, maar daar's ook mense wat dit nie doen nie. En hy noem hierdie mense wat nie die Here ken nie, hy noem hulle sy vyande.
Hy sê, hulle tuister my en hulle praat een ding met hulle mond, maar hulle harte is 'n ander ding wat daarin staan. En dan sê hy, ek voel baie keer soos 'n muur wat gebou is, 'n klipmuur, en partykeer voel dit vir my, mense druk teen hierdie muur, hulle wil hom omstoot, hulle wil hom breek. So maak die lewe met my. Maar, sê Dawid, ek staan sterk. Ek is regop. Ek sal nie omval nie. Want die Here is my rots. Die Here is die fondasie van hierdie muur wat my lewe is. Hy sal my red. Ek weet dit voel partykeer sleg, sê Dawid. Partykeer voel dit vir my, ek het soveel vrees. Maar dan besef ek net weer, niks kan gebeur wat sleg is nie. Want wat ook al gebeur, die Here is my rots. Hy is my redding. En as ek aan hom vashou, dan is daar niks in hierdie wêreld wat my kan seermaak nie. Geliefde familie, vriende, in ons kultuur was dit vir baie jare die gebruik as daar 'n belangrike persoon is wat 'n besondere daad gedoen het of dade, diens gelewer het aan die volk, dan het ons vir hom of vir haar 'n standbeeld iewers opgerig. Ons het 'n groot gebou na so iemand vernoem. Ons het moeite gedoen om vir die nageslag te wys, so lyk hierdie ou, hier is sy standbeeld, hier is sy nalatenskap. Volkshelde, soldate, politici. As ons na die Bybel toe gaan en ons dink oor geloofshelde, dan kom ons agter, maar daar's mense in die Bybel waarvan ons lees wat dieselfde gedoen het, wat ook hulle lewens opgeoffer het, wat ook ongelooflike diens gelewer het, maar waar is hulle standbeelde? Ons sien nie standbeelde vir hierdie mense nie. Want in die geloof werk dit nie so nie. In die geloof weet ons dat die standbeeld wat ek oprig is nie 'n bronsbeeld iewers of 'n gebou wat vernoem is na iemand nie. Dis in my hart. Ek onthou iemand vir sy voorbeeld in die geloof. En ek onthou hom in my hart. En as ek die voorreg gehad het om iemand te ken wat ek 'n lang pad in die lewe mee saamgestap het en daardie persoon het 'n blywende indruk op my gemaak, dan is daardie standbeeld wat in my hart is. Dit word onlosmaaklik deel van wie jy is. Ons begrawe vandag 'n man vir wie ons sekerlik 'n standbeeld sou kon oprig. Hy was vir ons almal belangrik, een of ander manier. Jy is hier vandag, want in jou hart onthou jy hom. In jou hart is daar 'n beeld van hom, 'n stukkie onthou
En in die geloof werk dit so, broers en susters, dis een van die ongelooflikste dinge wat die Here met ons doen. Ons almal onthou iets anders. So werk die Here met ons. Ons kan sekerlik vandag vir Jimmy van Wyk 'n standbeeld in ons harte oprig. Ek dink dit is hoe God hom deel van ons lewens gemaak het. Sy nalatenskap is op julle harte geskrywe. Elkeen van ons se harte. Jimmy was 'n gelowige man wat sy hart vir die Here gegee het, bewustelik en met oorgawe. Hy het geglo in die genade en die redding wat daar in Jesus Christus is. En soos Dawid uit ons skrifgedeelte het hy vasgehou aan God as die rots van sy lewe. Hy het geglo in die ewige lewe. En ek weet, vandag leef hy in ewigheid by God. Jimmy was 'n eie soortige mens, pynlik netjies, stiptelik, perfek. Altyd vroeg, nooit laat nie. Laat was 'n groot sonde vir hom. Hy het baie groot spore getrap in die gemeenskap, in hierdie gemeente. Hy was 'n deel van ons geskiedenis. Natuurlik, broers en susters, het hy ook swaar gekry. Hierdie laaste 3 maande was geweldig swaar vir hom, almal wat vir hom lief was. Maar om in Dawid se woorde te gebruik, het Jimmy gevoel, die muur is onder pressure, daar word gedruk teen die muur. Dis 'n stryd, maar hy het nooit ooit opgegee nie. Soos Dawid het hy vasgehou en gesê, die Here is my rots. Ook in hierdie laaste paar maande, bittere stryd, was hy vir ons 'n voorbeeld van geloof. Altyd netjies, in sy pyjamas, altyd lekker geryk. Om jou lewe aan die Here toe te vertrou is die beste voorbeeld wat jy vir iemand kan gee. Dis die grootste standbeeld wat jy kan oprig. En vandag is ons hier by mekaar omdat Jimmy van Wyk in ons harte sy standbeeld kom oprig het. Sy voorbeeld gelaat het. Hy het in alles God vertrou. Natuurlik gaan ons hom mis. Ons gaan verlang. Maar ons groet hom vandag met dankbaarheid. Want sy muur is nooit afgebreek nie. En soos Dawid het sy vyande nie gewen nie. God het hom huis toe geneem. Igna, familie, mag julle ook vandag hierdie wete in julle harte hê. Alles gaan nou verander. Maar ons het iets in ons harte wat niemand by ons kan vat nie. En dis waarop ons nou moet fokus. Mag die Here julle troos en mag hy ook sy liefde deur sy Heilige Gees vir julle elkeen gee. Dankie broers en susters dat julle vanmôre hier is om ook vir Jimmy te groet. Kyk mooi na sy standbeeld in jou hart.
gaan vertrou op die Here, net soos hy het. Amen. Kom ons sluit af, ons sing as wegsending die baie bekende Wat 'n vriend het ons in Jesus. Net hierdie een versie, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees. Amen. Geliefdes, voordat ons na die saal toe beweeg, begin my 'n oomblik om namens Ignas net 'n paar bedankings te doen asseblief. Dr. Armand de Klerk en sy personeel vir hulle ongelooflike diens en ondersteuning. Ons opregte waardering en dank. Dankie vir Pieter Knoetse vir die diens van die koster vandag. Al die dames van die NASV, die susters van ons gemeente, baie dankie vir die tee en verversings wat julle help bedien. Winnie Steenkamp, baie dankie vir die voorbereiding van so baie verversings en dan ook vir elke dag se besoek en al die hulp tydens Jimmy se siekbed. Jou hulp en raad was van onskatbare waarde. Johannie, dankie vir die orgel speel vandag. Dankie aan Nathan en die personeel, Jimmy se werkskollegas. Baie dankie vir julle ondersteuning. Ansie, baie dankie vir elke dag se incheck en al die inkopies wat jy gaan doen het. Marna, baie dankie vir die kos uit die pastorie en ook vir die blomme wat jy gedoen het vandag. Jockey en Madeleine en die personeel van Afbop, julle voortreffelike diens word baie opreg waardeer. Dan op 'n meer persoonlike noot, aan al my kinders, kleinkinders, my agterkleinkind, dankie vir al die hulp en ondersteuning en boodskappe en raad en bystand. Oupa kon nie wag vir sy oggendfoto van Janrich om sy dag beter te maak nie. Dankie vir elke ding wat julle vir julle pa, vir julle oupa gedoen het. Futa, Jimmy het in jou geglo. Sonder jou was ons verlore. Jy was veral in die laaste maande 'n rots wat altyd daar was. Dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het. Dan laastens aan al die vriende en familie wat vanmôre hier is. Dis 'n ongelooflike stuk getuienis, broers en susters, dat ons almal hier is vanmôre. Baie dankie, Ignas, bedank julle elkeen opreg. Dankie vir julle liefde vir haar en ook vir hom. Ek vra nou dat wanneer ons uitbeweeg, ons gaan dan nou, Johannie gaan vir ons ietsie speel en dan beweeg ons uit na die saal toe. Wanneer ons in die saal is, vra ek dat julle sal terugkyk na die kerk se kant toe. Daar is ons wydingsmuur
Wanneer ons daar in die saal by mekaar is, gaan ek vir ons die begrafnisbrief lees daar binne en dan gaan ons geleentheid gee vir die laaste eerbetoon. Ons gaan die plaatjie teen die muur vassit. Broers en susters, ons vra dat die familie kans gee om eerste uit te beweeg, dan volg ons hulle na die saal toe. Baie dankie.